Baie dankie, Here, dat U die liefling is van ons siel. Seën hierdie woord vanmôre, Here. Mag U woord vanmôre op elke een se hart uitgegraveer word. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Dankie julle kan julle sitplekke neem. Jy kan jou Bybel oopmaak saam vanmôre as jy wil, uit Efesiërs 5, ons gaan daar 'n gedeelte lees. Ek gaan hom uit die boodskap uit lees vir ons, of jy kan net op die skerm lees. Dit is ons teksgedeelte vanmôre, Efesiërs 5. En ons praat vanmôre hierdie jaar se tema, en elke jaar het ons 'n dankbaarheidsdiens, maar hierdie jaar se tema is dankbaarheid is 'n leefwyse, nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n leefwyse, nie net 'n gevoel nie. Nou lees saam met my uit Efesiërs 5 en ons gaan lees daar uit vers 20. En ek lees hom vir jou uit die boodskap uit. Hoor wat sê die woord van die Here. Moenie vergeet om altyd vir God die Vader baie dankie te sê vir alles nie. Doen dit omdat julle aan Jesus Christus behoort en hy sal julle in staat stel om dit te doen. Hy sal julle in staat stel om dit te doen. Ons is in 'n lewe, of ons is in 'n wêreld waar ons as mense te maklik kla. Amen, ek dink ons is almal deel daarvan. Ons kla ongelooflik maklik. Ons kla oor ons omstandighede, oor geld, oor werk, gesondheid, en baie voel hulle het min om dankbaar te wees vanmôre. Nou ek wil vir jou een ding sê, ons is almal so hier in Oktober opgehyk oor Halloween, maar ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Ons vergeet daarvan. En dan kom hierdie die tyd van die jaar waar dit die ergste is, 'n tyd van depressie, 'n tyd van waar die vyand eintlik gesien het die kerk en die Christen gaan sit terug en dan slaan hy sy kloue. Gaan kyk 'n bietjie in die wêreldstatistieke, dan sien jy die selfmoordsyfer hierdie tyd van die jaar skiet die hoogte in. Omdat ons vir mense wys dat die lewe ons onderkry en ons omstandighede. Ons kla te maklik, ons kry te maklik swaar, ons sien dit. Mense gee op hierdie tyd van die jaar. Maar weet jy, as ek kyk na die woord van die Here, as ek kyk na dit wat die Here ons sien, dan sien ek die Here roep ons op 'n ander pad. Hy kom en dan sê hy, wees in alles dankbaar. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Maar om in alles dankbaar te wees, of altyd dankbaar te wees, klink nie altyd so maklik nie. Dis nie 'n baie maklike opdrag nie. Ek dink dis een van die moeilikste opdragte wat ons ontvang in die Bybel. Daar's opdragte, lê die hande op die siekes, daar is opdragte, gaan maak disippels van mense, leer hulle, dat hulle dit onderhou, doop hulle, daar is baie ander goed. Hy leer ons om te vergewe, hy leer ons om vry te spreek, ons kan nog so 'n bietjie daarmee wegkom. Maar om altyd in alles dankbaar te wees, daai is nie 'n maklike opdrag nie. En wanneer ek 'n lewende verhouding, hoor gou baie mooi, met die Here en met die Here staan, wanneer ek in 'n lewende verhouding met die Here staan, en gereeld in sy teenwoordigheid in die Bybel spandeer, wat kry ek? Wat ontdek ek? Ek ontdek sy beloftes. Ek ontdek sy beloftes wat dit vir my as 'n mens moontlik maak om altyd teenoor hom en die medemens in my lewe dankbaar te wees, te midde van krisisse en te midde van hierdie teleurstellings waardeur ons gaan. Ek wil vir jou sê, mense stel teleur. Ja, baie teleur. Maar God stel nooit teleur nie. Hy stel nooit teleur nie. En wanneer ek gaan kyk na een van sy beloftes, ek het net bietjie uitgehaal wat vir my staan, dan sien ek in Romeine 8:28, dan hou ek vas aan hierdie belofte. Hy sê, God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat hom liefhet. God laat alles ten goeie meewerk. En dit kan ek getuig in 2025. Ek kan jou my getuie vertel, nie net oor dit alles nie, maar oor die hele jaar. En weet jy wat, dan hou mense ook vas in Hebreërs 13 vers 5, dat God jou nooit sal begewe en hy sal jou nooit verlaat. Nooit. Geliefde, ek wil jou iets sê vanmôre wat jy baie mooi moet onthou. Dankbaarheid is nie opsioneel nie. Dit
is die wil van God. This is the will of God. En dit sal altyd so wees, vir elke gelowige, elke een wat in hom vashou. Ons dankbaarheid is nie afhanklik van ons omstandighede nie, maar van God se karakter. En ek het dit nou gelees in Maleagi 3 vers 6, sê hy dat God sal nooit verander nie. Hy verander nooit nie. Hy was en hy is en hy sal altyd dieselfde bly. Dawid skryf in Psalm 100 vers 5 skryf hy vir ons, hy bly goed, selfs al is die lewe swaar, bly hy goed. En dan een van hierdie is ook my mooiste gedeeltes waarin hy ons troos in Psalm 34 vers 19 sê hy vir ons, hy is naby aan die wat gebroken is van hart, maar hy verlos die wat verslaas van gees. Het jy al 'n slaafde gees gesien? Het jy al 'n gees gesien? Kan ek gou vir jou iets sê? Ek wil jy moet iets baie duidelik hoor. Paulus skryf vir ons, en ek praat gister toevallig met Andries oor dit, dat die sonde buite die liggaam, dit wat ons kan doen, kan ons so maklik by die Here, of ek wil dit nou nie vir jou dat jy dit dink dit is reg nie, maar dat God se genade vir ons daar is, en ons kan dit erken, en dit is deel van wie ons is, die sonde buite die liggaam. Maar as daar een sonde is, wat 'n mens aankla, wat die Heilige Gees ons aankla, dan is dit wat die demone of die duiwel gebruik, is daardie aanklag wat binne in jou is, daardie gewete, waar niemand niks sien nie, waar jy eerlik met jouself moet wees, wat binne in jou is, in jou alleentheid, daardie gedagtes, hoor jy? Ja, ek praat met jou, ek is ondankbaar, dit is 'n ondankbare verslae gees wat in jou is, jy's 'n klaarkous. En dan moet ek myself in die spieël kyk, en dan moet ek eerlik met myself wees, ek moet myself te nakom om te sê, maar weet jy, dis iets waarmee ek moet sit. Daardie gees waarmee jy jou binnekant kry, die gees van welis. Ek sien jy kan nou 'n app download, hoor hierso vrouens, julle moet hierdie apps download, dan scan jy jou man, hy sal gou vir jou sê waarmee hy besig, hoor. Kom praat met my, hy gaan vir jou sê, hy gooi sulke rooi liggies, piep, piep. Daardie aanklag. Maar weet jy wat, as ons daarmee vrede maak, as ons daarmee kom, dan sê hy is naby aan die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaas van gees. Wanneer ek bid ek met dankbaarheid. Erken jy nog dat God groter is as jou probleme? Erken jy dit? Jy sien, ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Die grootste rykdom lê ook soms in die nie-materiële seëninge. Soos dalk byvoorbeeld die gawe wat ek en jy het om te kan ruik, die reuk, om te kan sien, om te kan smaak, net om gou vir iemand 'n bietjie 'n drukkie te gee. Christo, gee gou vir Rosa 'n drukkie, gee gou vir haar 'n drukkie daar, gee gou vir jou vrou 'n drukkie. Hoor jy? Dis nie noodwendig altyd in die materiële dinge nie, die seëninge lê in dit wat ek en jy kan doen. Die gawe van dit wat God ons gee, om te kan sien, om te kan hoor. Weet jy wat, in die normale gang van sake is daar so baie om dankbaar te wees voor. Daar is soveel seëninge, waarvan die mense nie eers meer bewus is nie, maar weet jy wanneer raak jy bewus? Wanneer jy dit verloor. Wanneer jy dit verloor. Amen. Kan ek dit vir jou vanmôre sê? Wanneer jy dit verloor. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Om dankbaarheid lewendig te hou. Kerk, is jy nog met my? Is jy nog hier? Om dankbaarheid lewendig te hou, moet ek elke dag voortdurend myself herinner
om dankbaar te wees. En waarmee begin ons? Om in die oggend op te kan staan en heel eerste dankie te kan sê vir die dag. Dawid skryf in Psalm 118 en jy kan dit gou lees as jy wil of merk dit net af. Hy sê dit is die dag wat die Here gemaak het. Wie het dit gemaak? God het dit gemaak. En as jy opgestaan het en jy kan nog asemhaal, is jy deel van daardie dag wat God gemaak het vir jou. Hy sê dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Laat ons daaroor juig en bly wees. Om te kan dankie sê vir my familie, vir my gesondheid, of wat ook al ek uit die hand van God en die hart van God kan vind. Om dit raak te kan sien, dat dit goed is, en daarvoor kan ek God eer gee, en ek kan my dankbaarheid in hom betoon. Dankbaarheid herinner ons aan God se dade. Dawid skryf dit, hy kom en dan sê hy, jy kan dit op die skerm saam met my lees, hoor wat sê hy daarso in Psalm 103 vers 2, hy sê, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hoor jy wat sê die woord van die Here? Hoor jy wat sê hy daar? Hy sê, en vergeet geen een van sy weldade nie. Maar ons is so maklik om te vergeet. Ons kan so maklik vergeet wat God vir ons doen. Kerk, is jy in 'n tyd en 'n seisoen van dankbaarheid? As jy terugkyk gou-gou, kom ek gee jou gou-gou 'n oomblik. Blink gou-gou vir jou terug, of blik gou terug so bietjie in 2025. Hoe was 25? Moeilik. Eerste ding wat opkom, moeilik. Moeilik, ja hy was. Hy het uitdagings gehad. As ek vanmôre vir jou moet sê, skryf my 20 goeie punte neer wat vir jou uitstaan van 2025 en 20 slegte punte, glo ek nie jy gaan 20 regtig kan kry nie. Miskien dalk 'n bietjie minder, meer. Ek weet nie. Maar wanneer ons gaan kyk na die goeie dade wat God vir ons kan doen, eerstens elke dag kry ons God se genade. Ek wil gou met jou hieroor praat. Dink aan wat God vir jou gedoen het. Ek het so 'n paar uitgehaal wat belangrik is. Eerstens, jou redding. Want sonder jou redding sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Wanneer laas het jy die Here gedank vir jou redding? Al is dit hoeveel jaar terug. Maar hy het jou kom red. Hy het jou kom red. Om jou te leer om te vergewe, vergifnis. Vergifnis. Vir genade. Voorsiening, elke dag. Hy sal sy engele aangaande jou hulle bevel gee om jou te bewaar, om na jou om te sien, om te kan bid, wanneer jy bid vir beskerming, wanneer jy kan, en dan kan ons net vir die Here sê, Here, dankie dat U ons beskerm. Moenie by jou huis uitgaan as jy nie gebid het nie. Jy moet bid. En moenie 160 of 180 gaan ry, dan dink jy die engele is nog saam met jou in die kar nie. Hulle klim maar by 120 uit. En as jy nou hier onder in 'n lorry ingejaag het en goed is, dan is jy kwaad vir die Here. Maar jou naakie staan op 240 vasgehaak. Jy's onverskillig, man. Weet jy wat, is bietjie tyd dat jy ook vir die Here sê, Here, dankie dat U my gedagtes en my denke verander, dat ek nie onverskillig moet staan teenoor U, om almal te blameer nie. Nee, weet jy wat, die Here beskerm jou gedagtes, hy beskerm jou lewe. Familie, en dan wil ek vanmôre vir julle sê, my geestelike familie. Ek wil vir my diensknegte dankie sê. Ek wil vir elke een van julle dankie sê vir wat julle doen. Vir die sonnaarskool. Is daar sonnaarskool? Hulle is mos toe. Waar is daar? Kyk tot nou toe. Ek het so baie, en ek sit dit in my gebed vir julle, die geestelike familie, mag die Here julle seën, mag hy julle net regtig aansien gee in julle lewe. Dis my gebed vir elke een van julle. En dan vier ons nou in 'n feestyd en ons sê dit is die geboorte van Jesus, alhoewel ons weet dit is nie. Maar daar's vir ons 'n verlosser gebore. En weet jy wat, oor 'n paar maande tyd vlieg so, dan vier ons weer die kruisiging. Dan gaan ons weer in die tyd van die kruisiging in.
En dis vir my mooi. Dis vir my die mooiste tyd van die kerkkalender is om dit te kan vier, want hy wat my en jou gered het opgestaan uit die dode en hy lewe vir ewig en ons gaan saam met hom vir ewig lewe. Yes man. Hoe skaam voel ek sommer nou, maar ek kry nie eintlik skaam nie. Ek voel sommer opgewonde. Ek is regtig dankbaar. Ek is genuine, ek is dankbaar. Ek is net nie dankbaar, ek sê dit sag vir ertjies nie. Maar ertjies, ek mou nie oor kos nie, maar ertjies. Here, wat was u doel met ertjies? Gooi dit in jou rys, gooi dit in jou mes, dan eet ek dit, maar jy kan dit nie so eet. Weet julle wat maak Keenas eendag met my? Ons speel golf. En toe ons klaar golf gespeel het by die 18de gaatjie en ek kom ek daarmee, ek voel, maar wat is nou hier in my golfsak? Ek maak oop, toe het hy vir my 'n blik ertjies daar ingesit. Filippense 4 vers 6 en 7 gee vir ons hierdie dankbaarheid as 'n wapen van die geestelike stryd. Kyk gou wat sê hy vir ons. Hoor wat sê hy. Wees oor niks besorg nie. Hierdie woord is deur die Heilige Gees geïnspireer, geskryf. Daardie komma, daardie hoofletters is alles deur God ingegee. Waaroor is jy so besorg, man? Hy sê dan, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur wat? Hey, kerk, ek wil gou vir jou iets sê, as jy nie bid nie, en jy het nie 'n biddende hart nie, kan God jou nie seën nie. Bly 3/4 van die kerk stil. Maar jy weet, so gaan 3/4 ook nie eendag saam. Jy sien, ons moet gefokus wees op hierdie. Hoor wat sê hy? In alles deur gebed en smeking met danksegging. Weet jy, ek kan nou gou vir jou iets sê vanmôre. As jou hart opreg is en jou hart is suiwer, is hierdie vir jou 'n vers. Kerk van die Here diensknegte, hoor mooi. Vra vir die Here om vir jou dan ietsie te gee en hy sal dit vir jou gee. Jy kan daarvoor vra. En as jy dit kry, so wat? So wat? Dis hoekom pastore kan orries nie orries nie. Mercedes, nee, ook nie Mercedes. Ek like 'n Mercedes. Die pastoor Erika, luister. Daai is 'n gesalfde man van God wat sy vertroue op die Here sit. Jy kerk is 'n gesalfde, as die Here jou seën met 'n posisie, as hy jou seën met iets, is dit omdat hierdie vers 'n krag in jou lewe het, want jy het gebid en gevra daarvoor en hy het jou geseën, want jy het 'n dankbare hart. Ja. En hoor wat sê, bekend word by God. Jou gebed sal bekend word, jou gebed of jou gebede of jou gebed het in almoes gekom voor die Here. Voor die Here. In die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dankbaarheid skakel vrees af. God se vrede, en dit bring God se vrede, en dit hou die vyand se leuns buitekant. Dankbaarheid is geloof wat hardop praat. Leer jou kinders om van kleins af dankbaar te wees. Met die vergenoegsaamheid met wat hulle het en met wat hulle kry. Ek wil hê jy moet iets hoor. Jy hoef nie vir hulle altyd alles te gee wat hulle oë sien nie. En as hy 'n tantrum gooi. Daai mannetjie daar by my geslaap Vrydag aand, hy gooi 'n tantrum hoor. So klein. Hy like 'n tantrum gooi. Ek sê gooi hom. Gooi hom. Maar jy gaan dit nie kry nie. Hy wil my lippaai sê. En hy wil my koeldrank hê. Ek wil dit vir hom gee, maar ek weet, dan gaan dit by sy ma en sy pa in die moeilikheid kom. Nee, kan ek gou vir jou iets sê? As 'n oupa en 'n ouma, is dit lekker om hulle te bederf.
Maar as hy by sy huis nie op die bed mag spring nie, of op die bank nie, gaan hy dit ook nie by my doen. Want ek respekteer sy ouers se wens. En dit is belangrik om jou kind en jou kinders en jou kleinkinders te leer om dankbaar te wees. Leer hulle in hulle gebede, as jy dankie sê vir die Here, dat hulle dit kan hoor. Nie alles in die lewe is goed nie, maar God is goed in alles. Dankbaarheid in moeilike tye wys dat ek en jy hom vertrou. Maak die hart sag, gee perspektief en berei jou voor vir God se deurbraak. En ek gaan dit nou vanmôre vir jou sê, want ek kan dit profeteer, want dit kom uit die woord uit. En wat jy daarmee gaan maak, is jou keuse. Maar ek profeteer dit, want dit kom uit God se woord uit. So jy het 'n keuse, en ek laat dit proklameer in jou lewe vir 2026, die waarheid van God, dat dit 'n jaar van deurbrake sal wees, mits jy daardie vers volg. Mits jy dit sal doen. En dis my gebed vir môre. Hoe om dankbaarheid te kweek. Dink die heeltyd doelbewus aan God se goedheid. Begin elke dag, begin jou dag, as jy jou voet op die grond gesit het. John, en jy het nie geld nie. Dan sê jy, dankie Here. Dankie Here vir hierdie dag. Dankie Here. God se wil is dat ek en jy nie moet kla nie, maar dat ons in dankbaarheid moet lewe. Dankbaarheid verander nie jou wêreld nie, dit verander jou hart. Dit verander jou hart. En wanneer ek vanmôre, en ons gaan dit nou doen, na die grootste geskenk kyk, en ek kyk na die kruisdood, en ons ontvang die kruisdood, dan besef 'n mens die vorm en die basis van hoe 'n mens in dankbaarheid moet leef en dit beleef. Is jy nog met my? En dit is vanmôre die bril waardeur ek en jy moet kyk in hierdie lewe. Om 'n dankbare hart te hê, is lewensveranderend. Dit verander, jy moet verander. Dit verander jou lewe. Dan kan ek verby die dinge kyk wat moeilik is. En ek kan God se oorvloedige seën raak sien en in dankbaarheid lewe. Kom ons sluit ons oë. Dan hoor jy gou wat ek vanmôre vir jou sê. Wanneer ek en jy hierdie ontsluit, en ons gaan dit nou doen, en ek wil nie jy met jou oë oopmaak nie, hoor. Maar as jy vanmôre op 'n moeilike plek is, wil ek gou vir jou bid. As jy dalk vanmôre net sê, maar eers hierdie lewe druk my, en ek weet nie hoe om regtig dankie te sê nie, ek is nie op 'n plek om dankie te sê nie, maar ek gaan die Here 'n kans gee. Ek gaan hom vertrou. Ek sê weer vanmôre, onthou, dit is 'n lewensverandering. Dit begin nie, dit veg gebed, hoor, om te glo en om te sê dat ek 'n dankbare hart moet hê, ongeag my omstandighede, en hoe ek voel, ek moet dit gou eenkant toe sit. Ek gaan nou Jesus uit 'n boks uithaal. Staan gou saam met my. As jy sukkel vanmôre in enige aspek, staan gou saam met my. Dankie. Dankie dat julle staan. En ek gaan vir jou vra om saam met my ooreenstemmend te wees in hierdie woord, en dat ek en jy vanmôre die oorvloedige seën sal begin raak sien. Dit wat God het. Onthou, God gee. Moet dit nie gaan weggee nie. Julle wat staan, ek wil vanmôre vir jou sê, ek was ook al daar, hoor. Ek was in hierdie jaar al daar. En dis 'n kopding. Maar die vyand kry nie oorslag. Hy het dit nie reg gekry nie. Want die ou rakker, hy wil kom om te steel, slag en te verwoes. Maar weet jy, dan kom Jesus, dan gee hy ons hierdie beloftes. Hoor gou, julle wat staan en sit. Hy sê, ek het gekom om julle 'n lewe in oorwinning te gee. So oorwin jou gedagtes,
Oorwin jou lewe, jou omstandighede, deur gebed, met smeking en danksegging. En dit gaan, dienes vanmôre, hoor mooi, voor God bekend word. In 'n ooreenstemming. Dankie Here. Dankie Here dat alle verstand te bowe gaan en dat ons glo in hierdie woorde en dat ons sinne bewaar word in Christus Jesus. Dit is my gebed vanmôre vir elke een van hulle wat staan. Dat U hulle in 'n oorvloedige seën sal raak sien. En dankie Here dat ons 'n dankbare lewe kan hê. Dankie vir hierdie dag. Dat U ons nog 'n jaar gespaar het en ons kan terugkyk. En elke jaar kan ons hierdie opoffer en ons kan dit offer vir U. En U het ons nog 'n jaar gespaar. Net inteendeel het U goedheid en guns gewys in ons lewe. Ek bid vir elke een vanmôre, Here. Dit is my opregte gebed dat elke een vanmôre se lewe verander, dat hulle ook U goedheid in dit sal sien en beleef. En dat ons nie net die lewe van selfsprekend sal vat nie, maar dat ons ook 'n dankbetuig kan gee aan die koning van die konings. Want daar gaan 'n dag kom wanneer ons, julle kan maar sit, dankie. Wanneer ons die koning van die konings in die oë gaan kyk. What a day that will be. Amen. Ons gaan nou oorgaan na die nagmaal toe en julle kan saam met my die nagmaal gebruik vat, elke een. Jy kan jou pakkie oopmaak en ons dank die Here vir hierdie tyd. 'n Opgewonde tyd en ons kan die nagmaal gebruik. Ons is so klein bietjie laat hierdie maand. Maar ons dank die Here dat hy sy liggaam gebreek het vir ons op 'n tyd en dat ons wat na hom lewe in hierdie Nuwe Testamentiese gebruike hierdie altyd met 'n dankbare hart kan vier. Want ek is vanmôre dankbaar dat ek hierdie kan gebruik as 'n sakrament, ja, maar ook om vanmôre te kan sê dat Jesus vir my redding gesterf het. En daardeur kry ek oorvloedig al sy seëninge, sy beskerming in ons lewe. Dankie daarvoor vanmôre. Kom ons neem die nagmaal saam. En hierdie is vir my so belangrik. 'n opdrag wat die woord van môre vir ons gee. Hy sê, en toe neem hy die beker. En hy sê, drink almal daaruit. Dit is my bloed wat gegiet is vir die Nuwe Testament. En dit is tot vergifnis van sonde, en dit is ook vir genesing vir elke een van ons. Kan ek jou vra om vanmôre in ernstig glo, dat God vir jou iets gee? Wil jy nie jou hand net so op jou hart sit, of op jou kop sit, en net jouself seën, en vir die Here dankie sê nie, net vir die Here dankie sê, Here dankie. Dankie dat U my aanraak vanmôre. Dankie dat U bloed vir my gestort het op Golgotha. Dankie. Ek eer U vanmôre daarvoor. In Jesus naam. Kom ons drink almal saam daaruit. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre kom saam luister het en elkeen se deelname van hierdie jaar. As ek nou van julle nie weer gaan sien nie, gaan rus nou lekker, vind julle rus in die Here. Mag die Here saam met julle wees. Ek dink ons het nog een Sondagdiens oor, né? Nog een Sondagdiens oor, volgende Sondag en dan die 24ste ou Kersdag. En dan weer die oujaarsdag. So ja, elke een van julle mag die Here julle in oorvloed seën, mag dit regtig vir julle 'n goeie tyd wees, saam met julle familie
kuier lekker in hierdie feestyd. As jy klaar jou bekertjie ingegee het, jou shooterglasie, staan saam en sluit ons lekker af met 'n liedjie.